Goeiedag en baie welkom by Dr. Douwe Tygerwil se aanlyn diens. Ons is so bly jy is ingeskakel saam met ons. Ons glo jy gaan 'n amazing diensbelewenis hê saam met ons. Voor ons aangaan wil ek vir jou die geleentheid gee om 'n finansiële bydrae te maak en ek wil vir jou lees wat staan in die woord daaroor. Ek lees vandag vir julle wat staan in Filippense 4 vers 19 en dit sê die volgende: And my God will meet all your needs according to the riches of his glory in Christ Jesus. Hierdie is 'n amazing vers en 'n amazing belofte waaraan ek en jy kan vashou as dit kom by God se voorsiening. Ek en jy weet, God sorg vir ons en hy sal nog altyd vir ons voorsien. Daarom kan ons vandag 'n bydrae maak uit dankbaarheid uit, want ek en jy weet as kinders van die Here, ons kry genoeg by die Here, maar ons kan dan ook gee, want ons is geseën deur hom. Mag jy vandag gee met 'n goeie hart van blydskap en weet dat jou bydrae 'n groot verskil maak in die koninkryk. Daar's verskeie maniere hoe jy kan gee en dit verskyn nou op die skerm. Kom ons kyk saam na ons familienuus. Street Store is die wêreld se eerste gratis pop-up klerewinkel waar behoeftige mense die kans kry om deur die klererakke te stap en hulle eie uitrusting uit te kies. Daarna word hulle ook bedien met 'n maaltyd en gebed. Nou ons benodig mans, dames en kinderklere, veral wintersklere wat in 'n goeie bruikbare toestand is. Alle klere kan gebring word tot en met Sondag die 25ste Mei. Hierdie jaar se Street Store vind plaas by die NG Kerk Bellville Wes op 30 Mei tussen 6:00 en 2:00. Daar is verskillende maniere waar jy betrokke kan raak by Street Store. Ons eerste aspek is ons ushers. Jy gaan haal die persone by die hek en vat hulle deur al die stasies. Ons volgende een is ons pakkiepakkers. Jy help hierdie persoon om al hulle klere wat hulle gekry het in 'n sak te sit. Ons volgende een is ons stoorklerke. Jy maak seker elke stasie is altyd vol klere. Ons volgende een is gebed. Dit is waar jy vir hierdie persoon bedien, met woord en met gebed. Ons volgende een is kos. Dis waar jy die kos voorberei en dan vir elke persoon ietsie lekkers gee om te eet. Ons laaste een is ons sekuriteit. Jy maak seker almal is veilig. Jy staan by die in- en uitgang om seker te maak almal weet wat om te doen. En saam met die klere wat ons insamel, het ons 'n Serpie projek. Jy kan net R65 betaal en ons koop 1 meter materiaal en uit daai 1 meter uit kan ons 4 sjerpe vir mense gee. Ons vat hierdie sjerpe en ons deel dit dan uit vir die mense by Street Store. So as jy wil help en betrokke raak by hierdie geleentheid, bring jou kaart, gaan na die koffiestasie toe, betaal net R65 en jy kan vir 4 mense sjerpe gee. Vind jy dit soms moeilik om die stem van die Heilige Gees duidelik te hoor as dit kom by jou gawes? By Gawes in Aksie help ons jou om effektief binne jou gawes deur die Heilige Gees te funksioneer. Hierdie kursus vind plaas op 4, 11 en 18 Mei om 7:00. Registreer op Church Suite. Jesus sê, "My sheep listen to my voice. I know them and they follow me." Hoe luister ons na God se stem, praat met en saam hom, en overhoord gesels ons oor al hierdie en nog meer. Hallo almal, my naam is Jacques en ek is deel van die Divorce Care span by Dr. Douwe in Tygerwil. Vir my het die kursus baie beteken in my persoonlike lewe. Toe ek deur my egskeiding gegaan het, was dit die donkerste tyd van my lewe. Die trauma waardeur jy gaan, die angs, die woede, die teleurstelling, die skaamte wat jy het. Divorce Care is 'n 14-weke kursus met fasiliteerders en ondersteuningsmateriaal in die vorm van 'n DVD en 'n werkboek wat elke onderwerp behandel en dan word daar geleentheid gegee vir groepsbespreking. Dit begin Woensdag 6 Mei om 6:30. Die koste is R350. Dit sluit jou werkboek, lekker koffie en 'n ligte snack in. Kontak Liesel Kotse vir meer inligting of registreer op Church Suite. Jy kan jou parkeerkaartjie betaal met die SnapScan of Zapper apps, of jy kan gebruik maak van die nuwe kaartjielose stelsel Admit. Laai net die Admit app af op jou foon, registreer jou voertuig se nommerplaat en kies hoe jy wil betaal.
Die boom sal dan outomaties oopmaak wanneer jy in of uit wil ry, sonder dat jy 'n kaartjie hoef te neem. So ons is skop af met 'n reeks. Ek wil nie te lank hieroor sê nie. Ek wil net so ter inleiding sê dat julle net weet waar ons is. Dis 'n nuwe reeks Compelled by Compassion. Ons het die begin van die jaar ons tema, sy heerlikheid in ons, sy liefde deur ons. Ons het 'n reeks gehad wat ons oor gespraat het, waar ons gesê het becoming love, so 'n omgewing waar jy jouself bevind om sy liefde te word vir ander mense. En hierdie reeks is 'n uitdrukking van hoe jy dit doen, om gedryf te word deur compassion. Compassion is iets wat die Here vir ons gee om lewens te verander. En ons gaan daarna kyk. So ons gaan in hierdie reeks gaan ons wegspring. Maar ek wil gou 'n vraag vra om die preek af te skop vanoggend. Die vraag is: het jy al ooit compassion ervaar terwyl jy oordeel verwag het? Die gevoel, nee, ek bedoel daar's klomp voorbeelde wat ek kan gee. Jy ry en die verkeersman trek jou af en jy dink, "O, hier is dit nou, want dis wat gebeur. Alles is reg, maar hoekom skrik ons as ons aftrek?" En dan sê hy vir jou, "Nee, kyk, alles sê nee, kom maar gaan." Of jou lisensie het verval. Dan sê jy, "Hier is dit nou," en dan sê hy, "Laaste kans, nee." Ry daar weg met sy glimlag, so 'n gevoel. Of die van julle wat sal weet, jy weet, skool, dan as jy in die skool is en hulle roep jy na die hoofse kantoor toe, dan sê jy so, stap jy maar so, skouertjies hang, jy weet, en as jy daar kom, dan dink jy, is nou lippe teen die klippe, hierdie ou gaan my nou vasvat. En dan kom jy, dan sê net vir jou, hoorie, ek wil net vir jou dankie sê vir die goeie voorbeeld wat jy stel. Ons het besluit om jou deel van die leerlingraad te verkies. En jou hele oomblik change. Jy stap uit, on top of the world. Verstaan jy? Jy sommer loop regop, jy's opgewonde, die lewe het verander. Wat het gebeur? One small moment of compassion changed your life. Ek wil vir jou ons reeks net so videoetjie wys. Kyk gou hierdie uittreksel net van hierdie video wat net so 'n bietjie inlyf. En ons gaan vandag in hierdie reeks verwys na hierdie vrou en hierdie gebeurtenis. So kyk gou saam. This Messiah you speak of, I am he. The first one was named Ramin. You were a woman of purity who was excited to be married. But he wasn't a good man. He hurt you. And it made you question marriage and even the practice of your faith. Stop it. The second was Farzad. On your wedding night, his skin smelled like oranges. And to this day, every time you pass by the oranges in the market, you feel guilty for leaving him. Because he was the only truly godly man you've been with. But you felt unworthy. Why are you doing this? I have not revealed myself to the public as the Messiah. You are the first. It would be good if you believed me. You picked the wrong person. I came to Samaria just to meet you. Do you think it's an accident that I'm here in the middle of the day? I am rejected by others. I know. But not by the Messiah. And you know these things because you are the Christ. I'm going to tell everyone. I was counting on it. Spirit and truth. Spirit and truth. It won't be all about mountains or temples. Soon, just the heart. You promise. I promise. This man told me everything I've done. Oh, he must be the Christ!
Hey, wait! Your water! You forgot your Fancy you, man! You told me everything I ever did! Ja, dis daai oomblik van compassion, nê. Daai een moment van waar jy ware compassion teekom. Daai een moment waar jy besef, maar hoorie, God is lief vir my en God gee om vir my en God is daar vir my. Dit change alles. Die manier hoe daar gekom het en dis 'n hele storie, dis 'n hele verhaal. Jy kan gaan lees in Johannes 4 vers 1 tot 26, gaan lees bietjie die hele gedeelte daar rondom waar Jesus ook vir hulle kom vertel en vir hulle kom leer en vir hulle kom sê, jy weet, eintlik het die Here ons geroep vir iets anders as net kos, want hy het sy disippels mos nou eers daar in die dorp toe gestuur. Julle sien, hulle kom toe daar teruggestap en om kos te gaan haal, maar Jesus sê daar's iets anders wat hom compel. Daar's iets anders wat hom energie gee, wat hom krag gee, wat hom voedsel gee. En dis hierdie goed. Dit is waar hy compassion word. Vir hierdie vrou het die Messia ontmoet. En dit was compassion. Verstaan? Sy het Jesus beleef deur 'n compassionate hart. Ons gaan daaroor gesels. So ek gaan net 5 verse vir jou lees van die verhaal net om jou in die storie in te kry. So hy kom toe by 'n dorp in Samaria met die naam Sigar en naby die stuk grond wat Jakob aan sy seun Josef gegee het. En die fontein van Jakob was daar en Jesus het toe, omdat hy moeg was van die reis, sommer by die fontein gaan sit. En dit was omtrent 12 uur die middag. En daar kom toe 'n Samaritaanse vrou water haal en Jesus vra vir haar, gee my 'n bietjie water om te drink. En sy disippels was intussen weg dorp om te gaan kos koop. Die Samaritaanse vrou sê toe vir hom, hoe vra jy wat 'n Jood is vir my, 'n Samaritaanse vrou, om water om te drink? Die Jode en die Samaritane gaan immers nie met mekaar om nie. En Jesus het haar geantwoord, as jy geweet het wat God gee, en wie dit is wat dit vir jou sê, gee my 'n bietjie water om te drink, sou jy hom gevra het, en hy sou vir jou lewende water gegee het. Jy sien dadelik 2 verskillende wêrelde. Sy is vasgevang in haar direkte nood, haar omgewing waar sy haarself bevind, die isolasie as gevolg van hoe sy gekies het om te begin leef. Dis in daai wêreld. Sy is gereed vir 'n antwoord. Sy is gereed om vir hom te sê, ek dink toe sy nou so stap daar na die put toe en sy sien daar sit 'n man, toe dink sy, ag Here help. Wat gaan hierdie ou my nou weer vra? So toe sy nou daar aanstap en sy kom daar, nou het sy klare antwoord in haar kop. Want toe Jesus vir haar vra, hoorie, kan jy vir my water gee? Toe sy ding van, luister, wow, jy's 'n Jood, ek is 'n Samaritaan, hoor nou hierdie lekker politiese gesprek. Hoe kan 'n Jood en 'n Samaritaan, hoe kan jy vir my vra om water te gee? Want eintlik hierdie, julle aanbid eintlik deur in Jerusalem, is 'n lang storie wat sy begin spin en sy sê, maar eintlik hierdie put is deur ons voorvader Jakob gegrou. So hierdie is eintlik ons water. Ons mag hier kom water skep. Wat kom soekie? Jy sien sy het 'n argument in haar kop. Want haar storie is, ek wil alleen wees. My lewe het nie reg uitgedraai nie. Ek het seer. My lewe is op 'n plek wat ek nooit dit wou gehad het nie. Dit het nie so, ek het dit never so envision. Weet, miskien toe sy klein dogtertjie was, het sy haar lewe 'n prentjie gesien. Nou leef sy daar en sy sê, maar dis glad nie hoe ek wil leef nie. En dit, die grootste fout dink ek in my lewe is dat sy haar gaan isoleer het van almal om haar en probeer leef het op haar eie om te sê, maar ek gaan hierdie ding maak werk. En dan eendag, op 'n reendag, besonskendag by hulle, het sy hierdie ontmoeting. Doodnormale dag, doodnormale lewe, doodnormaal waarmee sy besig is, haar behoefte is aan water. Sy stap soontoe om water te gaan haal, en hierdie ontmoeting, one moment of compassion, change haar hele lewe en die hele stad om haar se lewe. One true moment of compassion. Ek dink dis vir my so amazing as jy dit besef, want Jesus het haar gaan ontmoet waar sy is. Verstaan jy? Jesus het geweet fisies waar sy is, maar Jesus het ook geweet in haar persoon, in haar siege waar sy is. So in daai moment waar sy was Jesus gereed en hy het gaan sit en wag.
Nie gesê, kom na my toe nie. Hy het gaan sit en wag. Hy het gesê, onthou voorheen het ons vir niemand vertel wie ek is nie. Hierdie gebeur net na ook die gedeelte waar die duiwel vir Jesus in die woestyn versoek het en hy hom weerstaan het en hy kom terug en hy stap na hierdie dorpie toe en hy kom reveal vir die eerste keer in die mensdom wie hy is en hy kies die vrou want hy sê hierdie openbaring, die koninkryk van God het naby gekom, gaan gepaard met compassion. En hy sê vir haar, ek wil vir jou sê, ek ken jou storie, want jy het 'n storie, want jy kom skep water in die middel van die dag, wanneer die warmste is, waar geen ander vrouens, jy kan nou dink, dit was die daaglikse vroue gonsgroepie wat gaan saam water skep het. Elke oggend, kry mekaar daar by die hoek, en dan stap ons nou in gons vrouens praat oor, waar vrouens ook altyd praat, maar hulle praat baie, en hulle praat, hulle kom daar, hulle skep water, hulle praat, hulle kom terug, en dis wat dit is. En sy sê, nee, ek wil nie daar wees nie, want natuurlik in daai groepie gons hulle te veel oor my. Jy weet, so ek kan nie saam met hierdie mense iets doen nie, ek doen dit op my eie, nou gaan sy in die middel van die dag, die warmste, sy gaan haal daai water, sy stap terug, en dis wat sy was, want sy het 'n storie gehad, daar het goed wat in haar lewe wat gebeur het, en sy wil, ek sê daar, sy wil nie gesien word nie, sy is gebroken, verwerp, geoordeel, sy is skaam, sy leef, ouens, iets wat gebeur het in haar lewe, oor 'n tydperk, het op 'n punt gebring, dat sy in so skaamte leef, dat sy nie deur mense gesien wil word nie, en partykeer sit ons daar, ons koop, ons is reg voor mense, en alles, maar eintlik wil ek nie daar wees nie, want ek skaam oor stuff that happened, in my lewe, en ek leef maar, ek het maar geleer om te leef met dit, akkommoderend, en dis presies wat hierdie vroukie was, maar jy sien, Jesus openbaar compassion, daai hele gebeurtenis, dit gaan nie daar eintlik oor ons, baie ons preek oor die bid in gees en in waarheid, yes, dit is wat Jesus wil kom coach, kom leer, dis waantoe op die ouene gaan, dit gaan oor in 'n verhouding met my staan, maar hoor van nou, ek het gekom, dat jy vir een oomblik in jou lewe, ware compassion kan beleef, hy vermy haar nie, hy ignoreer haar nie, en hy oordeel haar nie. Sy sit daar, sy kom aangestap, hy sit daar, met die gedagte van, ek gaan jou nie veroordeel nie, want ek kan. En dan gaan die gesprek gaan verder, jy sien, compassion sien mense raak, dis wat compassion doen. Ons was by so seremonie waar hulle toekennings gegee het aan 'n klomp mense in die stad, en daar was 'n paar baie hoë profiel mense in daai een vertrek saam, en terwyl hulle so staan en dit uitdeel, weet jy wat so mooi is, amper almal wat voorkom staan en hulle toekenning kry, sê die volgende, dankie dat julle my raak sien. En ek besef, dis hoekom wat mense aanspoor om nog meer en meer te doen, is waar as iemand wat raak sien wat jy doen, en dan vir jou kom celebrate, en jou acknowledge, voor mense om te sê, we see you. En dis wat hier gebeur, is compassion sit en sien die vrou. Jesus kon maklik toe daai vrou daar gekom en gesê, nee, okay, jammer, ek staan 'n bietjie terug, kom kry jou water, maak klaar, vat jou tyd, maak dit gou, en beweeg, en ek sal terugkom. Of hy kon net vir haar gesê het, nee, moenie, don't mind me, maar hy sê, ek wil hê, hierdie vrou moet besef, compassion sien haar raak. Wag nie vir mense om eers oor hulle pyn te kom nie. Ek weet, daai mense gaan nou deur 'n moeilike tyd, maar wag net so 'n bietjie, moenie nou, nee, laat hulle net deur die ergste is, dan kan ons hulle nooi vir 'n braai. Nie nou nie. Moenie nou, dis nou te de mekaar. Jy weet, jy sien compassion, ons visie tema vir die jaar, gekenmerk deur sy liefde. Compassion is juis daai gedeelte waar ek liefde word vir iemand anders, waar ek compassion wys, compassion gee, compassion, en as jy deur 'n tough tyd gaan, is om te sê, Here, ek het net u compassion nodig, want in hierdie ontmoeting van compassion, sy het gekom, en nou ontdek sy iets, en hoor nou, die ontdekking wat sy maak, in hierdie hele storie, nou, Jesus ken haar hele storie, en hy besluit om te bly, Johannes 4, 16 tot 18, lees ons, hy sê toe vir haar, nou gaan roep jou man en kom terug hierheen. Die vrou het hom geantwoord, ek het nie 'n man nie. En Jesus sê, Vader, is reg wat jy nou gesê het,
ek het nie 'n man nie. Jy het reeds 5 gehad, en die ene wat jy nou het, is nie jou man nie. Jy het die waarheid gepraat. Nou weet jy, die skaamte, dis die oorsaak, nee, hier's die antwoord. Hoekom hierdie vrou so leef in isolasie? Die skaamte, wat gaan met hierdie stelling, ek het 5 mans gehad, en die wat ek nou het is ook nie my man nie. So, jy's nie goed genoeg nie, jy's verwerp, jy's uit, mense praat al van jou, die vriendinne hou hulle mans van jou af weg, jy weet, dis 'n wille storie hierdie. En sy leef 'n lewe van skaamte, dis hoekom sy haarself isoleer. En Jesus kom, dis vir my so mooi, daai het hy nie gesê om haar te oordeel nie, hy het daai vir haar gesê, ek ken jou storie, en ek het gekom vandag vir jou, vir niemand anders nie, en jy is die eerste een aan wie ek gaan openbaar, dat ek die Messias is, want jy het compassion nodig. Nie die vrouens wat so gelukkig praat, en wat sy lewe so goed gaan, en wat vir almal die gonsgroepie nie, hulle sal het ontdek eendag, maar jy het dit nodig, en weet jy wat, ek gaan jou kom herstel, en jy gaan my spreekbuis van compassion word, en 'n hele stad gaan verander, omdat jy vandag compassion beleef. Compassion gaan jou lewe change. Jy hoef nie meer in skaamte te leef nie. Jy hoef nie meer alleen te kom water skep nie. Wat jy kan kom doen is sê, Here, dankie dat compassion my pad langs gekom het. Sy het nie gaan soek vir compassion nie. Sy was okay. Geïsoleerd, doen haar eie ding. Maar Jesus sê, jy is nie gesond nie. Dis nie waar ek gedroom het oor die mens. Psalm 139, voor die gebore is, die Here sê, ek het 'n droom oor jou lewe, elke mens, ek het 'n droom. Dawid skryf, en hoe wonderbaarlik is hierdie gedagtes nie vir my nie, o God. Die Here sê, ek het 'n amazing droom, Johannes 10 vers 10, dit is 'n lewe van oorvloed wat ek vir jou het, dis wat die Here sê. Hy kyk vir die vrou en hy sê, maar jy leef nie my droom nie, jy leef nie wat ek vir jou instoor het nie, want daar is sekere goed, skaamte wat jou terughou, en jy isoleer, en jy kom nie uit by wie jy wil wees nie, en ek het besluit vandag, dis 'n einde, ons trek 'n streep deur hierdie vyandigheid van die vyand wat jou vashou, ons trek 'n streep daardeur, en wat ons vandag doen is, ons verander jou lewe deur compassion. Jy sien, ons grootste vrees is baie keer as mense alles van ons uitvind. Daai vrou se grootste vrees was dat mense moenie praat oor haar nie, hulle moenie, dat mense haar skinder, en weer praat, en weer wys, die skaamte wat sy beleef. En baie keer vat dit jou na 'n plek toe dat jy kan dink, maar wat as God my gaan verwerp? Jy weet, as God nou alles weet, ons weet dit dom so te redeneer, want hy is in jou, en hy is by jou, en hy is saam met jou, en hy weet alles, al voor jy nog dit besef, is hy bewus daarvan. Soos Jesus het hier vir die vrou gewys, ek weet al klaar alles van jou af, maar ek het gekies om te kom sit en te wag, dat jy kan compassion beleef. Ek het die disippels weggestuur, want jy moes nie tussen 'n crowd wees nie. Hierdie was 'n one-on-one, ek en jy, en ek het dit so vooraf beplan, want ek ken jou storie, sê die Here, ek weet. Dis die goed wat Jesus dring, want toe sy disippels na hom toe terugkom, en hulle sê, hier's kos, Jesus, ons het vir jou kos gebring, toe sê hy vir hulle, ek is nie honger nie. Toe sê hulle, vir hoekom jy? Hy sê, want ek het kos wat julle nie van weet nie. Nou is hulle soos in, hey, ouens, wie 60-60 hier rond? Jy weet, hoe werk die ding? Maar Jesus wil vir ons sê, daar is iets anders wat my krag gee, nie fisiese kos nie, maar hierdie goed dat ek mense se lewens vir ewig kan verander, vir 'n vrou by 'n put kan compassion gee en haar lewe change. Hy sê, sien julle hierdie oes wat hier lê? Die ouens dink hierdie oes is nog nie reg nie. Jesus sê, hier is 'n oes wat voorberei is, wat hier kom lê, wat nodig het vir ons om te gaan. En hy verwys na die mense, om hulle te gaan help, en hulle te gaan verander. Dis die goed wat hy van praat, wat hom opgewonde maak. Die laaste punt, hy bring haar en hy sê, ek gaan vir jou iets anders gee, lewende water. Nou die vrou het ook water gaan skep, nee, sien nou mooi die prentjie, sy het haar behoeftes gaan vervul deur die water te skep, maar weet 2 stories. Sy dink net aan hierdie fisiese prentjie, en die Here sê, ek praat van jou hele bestaan, jou ewige lewensprentjie. So sy praat van die water, en elke keer as hy nood het, dan sy gaan water, maybe was dit haar ontvlugting. Maybe was dit die ding wat daar gemaak het om te cope.
is om as almal te veel raak, dan vat sy haar kruikie en sy stap om water te gaan haal, want dit is iets wat ek kan gaan doen en niemand gaan met haar pla nie. Die water haal is my ontvlugting. Ja, ek sal hard praat. Die water haal word haar ontvlugting. En Jesus sê, ek wil vir jou ander water gee. Want jou ontvlugting gaan jou nie change nie. Dit gaan presies dieselfde bly. Jy sal weer dors kry. Maar in my, met my compassion, dit gaan jou verander. Verstaan? Jy gaan nie nodig hê om jy te ontvlug nie. Jy gaan nie nodig hê om jy te isoleer nie. Jy gaan nie meer in skaamte leef nie. Jy gaan change. En die video sien dit. Sy gooi daai waterkruike daar neer. Hoekom hulle so loop, weet ek nie. Vir 'n meer dramatiese effek dat dit omval, nê. En as hy hardloop al weg. En die disippels verstaan nie. Hulle sê jou water. Sy sê die liefde van die Here, die compassion het my gechange. In alle ewigheid, jy sien, sy het haar lewe probeer, haar dors les met verkeerde water, verhoudings, aandag, die isolasie. Dis hoe sy dit probeer doen het. Maar Jesus sê, eintlik wat jy soek is, jy soek vir my. Jy soek compassion. Jy soek vergifnis. Ja, compassion gee nie net bietjie tyd en aandag nie, dit maak niet. Compassion gee nie net woorde of 'n halwe oor nie, dit bring lewe. Ek wil dit saamvat vir oggend. Kyk gou na hierdie vrou. Sy het nie haar lewe probeer regkry of probeer haar sondes uitsorteer of sy het nie hierdie perfekte gebed gebid nie. Al wat gebeur het is sy het Jesus ontmoet. Die ontmoeting. Dis al. 'n moment van compassion. En daai ontmoeting het haar hele lewe verander. En ek wil vir jou bid. Compassion is nie iets wat jy verdien nie, dis iets wat jy reeds ontvang het. En weet jy, partykeer as ons so sit, dan besef jy hierdie woord is dalk vir jou kinders, of is dalk vir jou ouers, of is dalk vir jou vriende, of is dalk vir jou baas by die werk, of is vir jou. Hierdie oomblik van waar jy sê, Here, in hierdie area, of in hierdie plek van my lewe het ek compassion nodig. Is dit vrees? Is dit angs? Is dit skaamte? Kom ons staan, daar waar jy is, kom ons staan net vir 'n oomblik. Dankie Here dat U elke greintjie en elke plek in ons lewens kom vat met U liefde en met U vergifnis en met U genade en met U vryspraak. En Here, as iemand vanoggend hier is en hulle het nodig om te weet dat God vir my lief is, Here, die belewenis van die heilige water, die lewende water wat oor ons lewensvloei is genoeg. U het hierdie vrou kom ontmoet by die plek waar sy die verste van U afgevoel het. En U het haar lewe in 'n oogwink kom verander. En Here, ek wil bid vir mense wat compassion nodig het, goed wat jare terug gebeur het. Dankie Jesus dat U dit nou finaal afsny. Here, mense wat ons ken dalk iemand wat struggle met soveel uitdagings. Here, ons kom bid dat U compassion deel sal word, deernis sal deel word van hulle lewe. En Here, help my dat ek deernis kan bring vir mense. En dankie Jesus, hierdie reën vir my is net hoe die Here vir jou wil wys. Compassion, 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 there's more than enough. There's more than enough compassion over your life. Dankie Jesus. Kom ons staan so dan.
sluit ons af. Thanks John. It's in the words that I speak, in every step I take, in all the choices and decisions that I make. It's the way of love. It's not a word that I just use, a mere emotion on its own. It is far beyond the boundaries that I've known. It's the way of love.